Goeiemôre gemeente, die orgelvoorspel was Jesus bron van al my vreugde. Ons gaan dit as 'n toetrede lied ook vanoggend sing. Die komponis daarvan oorspronklik was Johann Sebastian Bach. Kom ons begin, dan sing ons 'n baie mooi lied in die liedboek van die kerk saam. God is my lied, sy almag ken geen perke. Let op die besondere teks van vers 2. Niks is van my, dis alles u genade. Ek sien u goedheid oral, troue Vader. U lof sal op my lippe bly. Kom ons sing hierdie baie mooi lied hartlik saam. Goed, gemeente, ons moet net so 'n klein veranderingkie maak. Kom ons sluit dan nou die voorsang af vanmôre met 'n baie mooi Ons Vader, lied 267 in die liedboek van die kerk. En ons gaan dit bidend saam sing. Vers 1, 2 en 3 gaan u bly sit en dan gaan ek vir u 'n tussenspel speel en dan staan u asseblief vir die 4de vers van hierdie mooi lied. Baie bekende melodie ook.
Goeiemôre aan elkeen. Baie welkom in die erediens van die Here waar hy ons ontvang en ons as sy kudde verwelkom en mag julle ook ervaar hoe hy vir jou begelei vanoggend. Dit is goed om so saam te wees en ek wil graag hoor, is daar enige besoekers, mense wat die heel eerste keer hier so by ons is? Baie welkom, mag dit ook vir julle besonders wees. Koenraad, sal jy na vore kom? Gebruik in ons gemeentes om net so ietsie uit te handig of oor te handig met 'n besoeker. So voor. Dankie. Daar links. So die hande kan so en dan daar agter ook Koenraad. Koenraad daar agter ook, as jy sal omstap. Dankie. Dat jy die diensbaarheidsamp vinnig vanoggend aangeneem het, toe ek hom in die banke voorkeer. Ek waardeer dit, Koenraad. Terwyl hy uitdeel ook, wil ek tog vra of daar iemand is wat vir Estelle Liebenberg blomme kan neem, wat hier voor is, wat chemo ondergaan. Baie dankie, as julle kan kom haal na die tyd. Die afkondigings het gespeel, ek gaan nou nie veel uitlig nie, behalwe om vir hom tuis te vra om vorentoe te kom om ietsie te noem. Goeiemôre almal. Ek is hier om 'n bietjie te praat oor die jagpakket. Ons moet nou in die pylvlak. Ons het nog 2,5 weke oor om ons het so 60% kaartjies verkoop, so daar's nog heelwat oor. En ek wil nou 'n beroep op julle doen, kom. Dankie vir almal wat al kaartjies gekoop het, maar daar's nog 'n hele paar wat moet verkoop. En ons wil graag hê julle moet die boekies vat en wyd uitgaan. Gaan verkoop daarso by jou werk, oral. So ons soek nie buitegeld, ons wil nie ons gemeente se geld hê nie, maar dankie vir die wat ons reeds het. So ek het op die lys gekyk, ek het gesien wie het gekoop. Julle moet nou nie laat ek 'n Dominee Nico trek en die ouens wat nie gekoop het nie kry 2 boekies. So asseblief julle moet ons help in hierdie laaste stuk. Baie dankie. Baie dankie. Thuis. Dit en ek dink die belangrikste aankondigings, julle sien daar wat is alles ingesluit. En as jy die meeste boekies verkoop, is daar ook 'n prys vir jou. En ja, dan die ander, miskien vir die jong mense net hot chocolate na die tyd, na die erediens as 'n wegskop vir ons kategese vir die kwartaal. Kom ons rig ons gedagtes ook nou weer op die Here se teenwoordigheid met die woorde van Lied 167 wat ons as 'n gebed saam sing terwyl ons sit.
Dankie Here Jesus dat U die weg na die Vader is. Dankie Hemelse Vader dat ons deur Christus by U mag tuiskom. Welkom is by U aan huis. En dat U ons saambring deur die Gees ook vanoggend. Begelei ons Here, bemoedig ons, vorm ons, spreek ons aan en verander ons deur die loop van hierdie diens. In Jesus naam. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle, van God, wat inderdaad ons Vader is, van die Here Jesus Christus, wat vir ons die weg oopgemaak het na hom, en van die Heilige Gees, wat dit verwerklik in ons lewe. Amen. Ons het nou gesing in lied 167, ons is die Here se eiendom, en wat Christus doen as hy sy mense roep en kies, is hy vorm hulle tot 'n nuwe gemeenskap, hy bring hulle bymekaar van oral oor, en vandag is die kerk ook besig om van ooste na weste te bely wat hulle glo. Ons broers en susters in ander tale en ander plekke wat dieselfde woorde as ons deel. So kom ons voeg ons stemme toe en ons staan en sing lied 261 wat as geloofsbelijdenis dien vanoggend. As mens so deur die psalms gaan, dan sien mens die lof aan God wat die verskillende psalmdigters sing, maar ook dan hoe hulle mense oproep, die verskeie maniere wat daar was by die tempel sang en op ander plekke van die heen en weer. En Psalm 107 sê, dank die Here want hy is goed, ja vir ewig duur sy troue liefde. Moet hulle sê wat deur die Here vrygekoop is, hulle wat hy vrygekoop het uit die hand van teenstanders en byeengebring het uit alle lande, uit die ooste en die weste, uit die noorde en vanaf die see. So kom ons voeg ook ons stemme by die wat sing oor dat hulle deur Christus vrygekoop is, wat 'n absolute bron van vreugde is, en ons doen dit met die woorde van Psalm 33 terwyl ons staan.
Almagtige drie-enige God, Here Jesus, dankie dat ons vanoggend in die huis van U kan bymekaar kom. Here Jesus, dankie vir U genade, dankie dat U ons bewaar het deur die nag. Here God, ons wil vir U dankie sê, dat U ons altyd begenadig is, en dat ons U eiendom is, en dat U bemoeienis met ons maak. Here Jesus, dankie dat ons U kan loof en prys vanoggend hier in die huis. Here, en ons wil vir U dankie sê, dat ons dit kan doen in veiligheid. Here God, wil vir U vra om met Dominee Wouter te gaan, waar hy die woord gaan bedien. Here, breek die woord vir ons oop vanoggend, dat ons dit ook kan gaan versprei in die sendingveld daar buite. Here God, ek wil bid vir almal wat alleen is, almal wat siek is, wat nie vanoggend hier kan wees nie. Wees vir hulle ook 'n God van nabyheid. Here, vergewe genadig ons sondes. Ons vra U die dinge net omdat ons U genade so groot is en nie dat ons dit verdien nie. Amen. Baie dankie. Dit is so, ons het nou gebid vir die opening van die woord en inderdaad, daai laaste reeltjie van Psalm 33. Almal moet ontzag hê as daar soveel krag lê in die Heer se woord. So, kom ons slaan dan nou oop, ons gaan uit Markus hoofstuk 6 lees, Markus hoofstuk 6, vanaf vers 14 tot 29. Julle sal sien, daar is die skildery, ek is nou baie, maar ek het nou nie die kunstenaar se name neergeskryf nie, maar julle sal, as julle mooi kyk, sien waaroor gaan ons gedeelte, die onthoofding van Johannes die Doper, gaan later nog 2 skilderye wys. Dis van op 'n webtuiste genaamd, ek dink is artbible.info. Wat die persoon doen is hy versamel skilderye oor Bybelgedeeltes op die webtuiste van oor die eeue heen. En so jy kan nou gaan soek jy nou vir 'n teksgedeelte en dan gee hy vir jou skilderye wat daarmee verband hou. So dis nou nogal besonder om dit te gaan kyk, want toe in my voorbereiding nou kyk ek ook al die skilderye wat al oor hierdie gedeelte gemaak is. En jy mens besef dit lig die tragiek van die gebeure uit, maar ook laat 'n mens 'n paar nuwe goed raak sien. Voor Markus 6 is Jesus besig om natuurlik te bedien in die wye omstreke van Galilea, met sy openbare bediening aan die gang, en dan hierso in hoofstuk 6 tot 8, waar ons nou ingaan, begin Jesus ook buite Galilea bedien, in gebiede wat daar in die noorde by die see van Galilea, wat eintlik as bietjie as heidens gesien is, hoewel daar Jode gewoon het, was daar mense van baie ander afkomste, die gebiede is dus as nie Joods eintlik beskou. En dan is dit opvallend, dat in die gedeelte, net voor ons gedeelte vandag, in verse 7 tot 13, lees ons van Jesus wat sy disippels uitstuur, en vir hulle sê om die evangelie te verkondig, en jy weet, die mense te gaan bedien met die koninkryk, en dan kom hulle terug en ons lees van wonderlike sukses in vers 13. Hulle, die disippels, het baie demone uitgedryf, baie siekes met olyfolie gesalf en gesond gemaak. So wonderlike sukses op hulle bediening. Maar dan lees ons die volgende van vers 14. Koning Herodes het van Jesus gehoor, want sy naam het bekend geword. Sommige het gesê dat Johannes die Doper uit die dood opgewek is en die kragte daarom in hom werk. Ander weer het gesê dit is Elia. Nog ander het gesê dat hy 'n profeet is, soos een van die profete. Maar toe Herodes dit hoor, het hy gesê, Johannes wat ek laat onthoof het, dit is hy wat opgewek is. Herodes self het immers vroeër mense gestuur en Johannes gevange laat neem en hom in die tronk laat boei, en dit vanweë Herodias, die vrou van sy broer Filippus, omdat hy met haar getrou het. Want Johannes het herhaaldelik vir Herodes gesê, dit is nie vir u toelaatbaar om die vrou van u broer te vat nie. Die broer leef nog ook. Herodes het toe 'n wrok, sover ek weet. Herodes, vers 19, het toe 'n wrok teen hom gekoester en wou hom laat doodmaak, Herodias het toe 'n wrok teen Johannes gekoester en wou hom laat doodmaak, maar sy kon nie, want Herodes was bang vir Johannes,
omdat hy besef het dat hy 'n regverdige en heilige man is en hom wou beskerm. Wanneer Herodes hom gehoor het, het hy telkens in groot vertwyfeling verkeer, tog het hy graag na hom geluister. 'n Geskikte geleentheid het hom voorgedoen toe Herodes op sy verjaarsdag 'n feesmaal vir sy hoë amptenare, die Gilearge en die vooraanstaande mense van Galilea aangebied het. Sy dogter Herodias het ingekom en Herodes en hulle wat aangeleen het vir ete vermaak deur te dans. Die koning sê toe vir die meisie, vra my net wat jy wil en ek sal dit vir jou gee. Hy het vir haar gesweer, wat jy my ook al vra, sal ek vir jou gee, selfs die helfte van my koninkryk. Sy het toe uitgegaan en vir haar moeder gevra, wat moet ek vra? En sy het geantwoord, die kop van Johannes die Doper. Toe het sy haastig direk na die koning gegaan en hom versoek, ek wil hê dat u onmiddellik vir my die kop van Johannes die Doper op 'n skinkbord bring. Die koning het toe baie bedroef geword, maar ter wille van sy eet en die gaste wou hy haar dit nie weier nie. Die koning het dadelik sy laksman gestuur en opdrag gegee om die kop te bring. Hy het gegaan en hom in die tronk onthoof. Hy het sy kop op 'n skinkbord gebring en dit vir die meisie gegee en die meisie het dit vir haar moeder gegee. Toe Johannes se disippels hiervan hoor, het hulle gekom en sy liggaam weggeneem en dit in 'n graf neergelê. Dis regtig eintlik 'n tragiese en 'n siek en hartseer toneel van verskriklike gebeure en 'n klomp ego ook wat hier so deurvloei. Begin met Herodes wat gerugte oor Jesus hoor. Juis moontlik as gevolg van die disippels evangelisasiewerk in daai area, dat die gerugte ook nou hier stadig die paleis insypel en Herodes nou kennis neem. En ons hoor dat die mense en dan Herodes self ook begin vra, maar wie is hierdie Jesus? Vraag wat later in Markus weer herhaal word. En daar lê eintlik al klaar nogal iets in hierdie vraag. Wie is hierdie Jesus? Want op die ou end, as jy van Jesus hoor, word jy op die ou iewers langs die pad gekonfronteer om te sê, wie dink ek is hy? Jy kan nie neutraal bly staan nie. Iewers moet jy 'n besluit maak of 'n opinie vorm oor wie is hierdie persoon. 'n Besluit wat dan natuurlik geweldige konsekwensies of gevolge inhou vir 'n mens. In Herodes se geval lyk dit as 'n verskuldige gewete gemaak het dat hy dink dit is Johannes die Doper wat teruggekeer het. In daardie tyd het party mense die oortuiging gehad dat as 'n persoon wreed en miskien onregverdig doodgemaak is en daai persoon dan opstaan, het hy besondere kragte waarmee hy gaan wraak neem. So Herodes is dalk nou juis oor wat hy gedoen het, waarvan ons nou lees, is hy bang Johannes gaan nou vir hom kom. So daar's iets wat van vrees agter Herodes se woorde. En as Markus dit genoem het, dan bied hy eintlik 'n terugflits op wat vroeër gebeur het. Ons weet nie presies wanneer nie, maar wat dan vertel oor hoe Herodes vir Johannes doodgemaak het. Soos genoem, dalk al vroeër gebeur, maar daar's 'n rede hoekom Markus dit nou eers beskryf en ons sal daarna terugkom. Belangrik om te besef wel is, hierdie Herodes is nie Herodes die Grote wat koning was toe Jesus gebore is nie. Herodes die Grote, hy was koning oor die hele area, hy was die een wat die kindermoord in die begin van Matteus van stapel gestuur het. Herodes die Grote en sy hele familie egter was bietjie 'n gemorspel. As jy nou wil, soos hulle in Engels sê, dit was 'n messed up family. En regtig die goed waaroor sepies geskryf word of later aan TV, want Herodes het 8 vroue gehad, Herodes die Grote. Ek is nie seker hoeveel kinders nie. Ek dink hy het van sy vroue doodgemaak. Ek weet hy het sy ten minste een seun doodgemaak omdat hy bang was sy seun is besig om 'n plan te maak om die koningskap oor te vat. En toe Herodes die Grote uiteindelik sterf, toe word sy koninkryk in 4 gedeel en vir van sy ander seuns gegee. Nou die ironie is,
ek het eendag gehoor George Foreman het al sy seuns ook George genoem. Hy het gespot, hy het gesê, want as jy 'n bokser is en jy word hard geslaan, vergeet jy maklik, so hy noem al sy seuns, jy weet sy eie naam, dan sal hy ook onthou wie hy is. Maar Herodes het ook vir baie van sy seuns die naam Herodes gegee. Partykeer dan 'n tweede naam soos Herodes Philippus of Herodes wat ook al. En dit is sy een seun Herodes Antipas, wat die karakter is wat ons van hier lees. Toe die koninkryk in 4 verdeel is, toe kry Herodes Antipas beheer oor Galilea en Perea as leier. Maar, belangrik om te besef, nie as 'n koning nie, hy word hierso koning genoem, want dis dalk wat die populêre mense hom genoem het, of wat hy self wou wees, maar hy het onder die keiser gestaan, en die keiser het hom genoem tetrarch. Dit was sy amptstitel. Hy was nooit regtig 'n koning nie, toe hy en Herodes later, of hy en Herodias later probeer om die titel te verkry en vir die keiser daarvoor vra, toe raak die keiser so kwaad, hy verban hom, ek dink in 39 na Christus na Frankryk, vir die res van sy lewe. So Herodes, net soos sy pa, 'n schemer, 'n persoon wat nie regtig waardes het nie, en wat dan nou ook hier dit wys. Want hy was aanvanklik getroud met die dogter van koning Aretas die 4de, wat 'n die Engels is Nabatean, so ek weet nie of dit Afrikaans Nabatea is of Nabateens nie, maar in elk geval koning Aretas, koning van hierdie klein staat, net aangrensend aan Herodes se staat. Herodes is met sy dogter getroud, maar iewers langs die pad begin Herodes 'n verhouding met Herodias, en hy trou met haar. Om plek te maak vir haar, stuur hy vir sy eerste vrou na haar pa terug, groot skande, en hy neem Herodias in sy huis. Nou, enerzijds was sy halfbroer se vrou, wat soos ek gedink het op die stadium nog leef, ek dink nie hy was dood nie, dan sou hy dalk nog kon vrykom van die wette. So, sy broer leef nog, en hy vat sy vrou, genaamd Herodias, maar Herodias was ook een van sy ander broers se dogter, so hy is haar oom. So julle verstaan nou hoe hierdie nou so bietjie van 'n gemorspel is, hierdie ondertroue en ry in die een familie. En dit is dan hoekom Johannes op die ouend opstaan en vir Herodes kom begin aanvat. Want wat Herodes en Herodias gedoen het, is onaanvaarbaar volgens Levitiese wetgewing. Jy kan nie met jou broer se vrou trou nie, en hoewel ek dink nie dit uitdruklik so staan dat jy nie met jou niggie kan trou nie, jou broers kind, was dit deur baie in elk geval gesien as absoluut onaanvaarbaar. En ons lees hoe Johannes dit herhaaldelik kom doen. Hy is braaf genoeg, een van die min dalk in die provinsie, gegeewe, jy weet, die Herodes dinastie se gemak met geweld en sulke goed, is Johannes braaf genoeg om te gaan staan en herhaaldelik vir hom te sê, wat jy nou doen is onaanvaarbaar en verkeerd. En so tree Johannes eintlik na vore as nog een in die lang lyn van brawe profete uit die Ou Testament, wat bereid was om die leiers van die dag aan te vat, wanneer hulle afwyk van dit wat God wil. Dink aan Nathan wat vir Dawid gaan sê, met sy oorverspel, wat jy nou gedoen het is verkeerd. Elia wat vir verskeie konings ook aangevat het, vir Isebel, en van die ander, wat in die hof gaan staan het, die koningshof, en gesê het, wat jy nou doen, in die oë van die Here, is dit verkeerd. Die loon vir Johannes se optrede, is dat hy in die tronk gegooi word. En daar's op 'n manier verskeie redes daarvoor. Hier is die onmiddellike wat genoem word, dat, jy weet, Herodes voel aangevat deur wat Johannes doen, so ek gooi hom in die tronk, ek bedoel, dis wat 'n politieke leier doen met 'n figuur wat hom irriteer in die tyd is, ek sit hom eenkant. Maar daar's ook 'n groter politieke situasies. Soos genoem, Herodes was nie wat wonders morele persoon nie, hy het ook nie, hoewel hy homself seker as 'n Jood
uitgegee het, het hy nie regtig omgegee oor Joodse waardes nie. Hy het byvoorbeeld sy hoofstad op 'n ou begrafplaas gebou, wat effektief beteken het, enige Jood wat daar ingaan is onrein, want jy mag nie met die grafte omgaan nie. So hy het regtig nie omgegee wat hy daar doen nie. En die feit dat Johannes bereid was om hom aan te praat, sou beteken die mense sou dalk agter Johannes begin staan het. So om politieke onstabiliteit en moeilikheid van die volk te verhoed, sit hy ook vir Johannes in die tronk. Laat hy nou nie moeilikheid met die mense het nie. En ironies genoeg, is die tronk 'n stuk beskerming vir Johannes. Want ons lees, Herodias het ook begin, regtig opgewerk geraak oor Johannes se prediking en wou hom doodmaak. En sy het gesoek na 'n plan, maar Herodes wou dit nie toelaat nie, aangesien hy tog gesien het, te midde van sy immoraliteit, dat hierdie Johannes is 'n regverdige en heilige figuur, so hy sit hom in die tronk, dat Herodias hom nie kan doodmaak nie, soos die persoon in Engels beskryf, protective custody van jou vrou. En dan is daar die vreemde, dat Herodes ten spyte van alles, graag na Johannes geluister het. Dat met sy gewete, of wat ook al, het iets van hierdie man se prediking hom getref. Dis eintlik hartseer. Herodes is aangespreek, maar kon nooit so ver kom om weg te draai van sy verkeerde lewe nie. Nooit die moed om te verander nie, nooit om die skuld te bely nie, maar eerder voort te gaan met wat hy wou. En iemand vra, wat sou gebeur het as Herodes Antipas bereid was om die dag na Johannes te luister? Ons weet natuurlik nie, en in die tussentyd soek Herodias na 'n geleentheid om vir Johannes dood te maak, en die geleentheid kom na vore met 'n verjaarsdagpartytjie waar Herodes 'n klomp hooggeplaastes nooi en hulle kuier saam en dit gaan seker lekker wild, en op 'n stadium word Herodias se dogter, wat volgens een tradisies was haar naam Salome, word ingestuur om te kom dans voor haar stiefpa, en wat as mens nou reg probeer verstaan, ook haar stiefoom, grootoom, en sy gaste. En iets van hierdie jong dame wat dans, tref die koning so, dat hy haar enigiets wat sy wil beloof, en hy sweer dat sy selfs die helfte van sy koninkryk kan kry. Dit is 'n absoluut onbesonde eed en dronkenskap waarskynlik uitgespreek, en ek dink waarskynlik nie moontlik nie, want Herodes staan onder die keiser, of hy kan besluit om die helfte van sy koninkryk nou vir 'n dogter wat miskien onder 20 is, jy weet, 'n tienermeisie te gee. Ek weet nie of die keiser sou wel geval nie. So dit skets iets van sy net onbeholpenheid of sy te vinnig besluit te maak. Maar Herodias se dogter hoor dit en sy gaan uit om by haar ma raad te vra, wat dan kom met die antwoord: Johannes moet doodgemaak word. En die boodskap word teruggebring, die spanning bou eintlik op met, jy lees van ingaan, uitgaan, hier is drama en dinamika, en dan kom die dogter in, en sy sê, dit is wat versoek word, en hoewel Herodes, ons lees, hy is baie bedroef daaroor, gaan hy tog voort, en gee die opdrag, dat die laksman Johannes se kop moet gaan afkap. Daar's echo's van die boek Ester in die verhaal. In Ester word koningin Vashti opgeroep om vir die koning te dans, maar sy weier, sy tree waardig op. Hier is die prinses wel bereid om dit te doen. In Ester hoor ons ook hoe die koning later 'n eed maak aan Ester, dat sy die helfte van die koninkryk kan kry. So geskiedenis op 'n manier besig om te herhaal. Dis wel 'n ongewone ding vir 'n prinses om so voor die hof te dans. Party het al gewonder daaroor, party dink dit wys hoe Herodias haar dogter kon manipuleer. Maar ander wys daarop dat
die dogter ook nie sonder agentskap en besluitneming in hierdie verhaal was nie, want haar ma sê net ek soek Johannes dood, se kop. Die dogter voeg self die versoek dat dit op 'n skinkbord moet wees by. Sy is die een wat daai stertjie aansit. En dit reflekteer dalk vir die gehoor van Markus en vir ons iets van die immoraliteit en die slegte naam van Herodes se regering en sy familie. En daai versoek wat sy bring is eintlik ongelooflik dramaties gestel. As jy nou 'n opvoering hiervan moes maak, dan sou dit so tref, want in die Grieks is dit so geskryf dat die naam aan die einde kom. Dat die dogter eintlik sê, ek verlang dat u my onmiddellik op 'n skottel moet gee, die hoof van Johannes die Doper. Jy kan sien hoe die toneel afspeel, jy weet, almal luister, sy begin haar sin, jy weet nog nie wat sy soek nie, sy sê net, ek wil die volgende hê, die kop van Johannes die Doper. Die impak sou dink ek nogal hard slaan. Dis so 'n aaklige en hartseer teenstelling wat ons kry. Dis 'n verjaarsdagpartytjie. Dis iemand se lewe word gevier met 'n verjaarsdag, maar dit veroorsaak iemand anders se dood. En dis 'n feesmaal, skinkborde vol kos. Maar die versoek is dan dat ek iemand se kop op 'n skinkbord soek. Dis 'n makabere verdraaiing van 'n feesgeleentheid deur 'n klomp immorele mense. En die tragiese van 'n leier wat op die ou end eerder sy onbesonde eed wil gestand doen en nie sleg lyk voor sy gaste nie en sy prestige probeer behou en dan 'n regverdige man doodmaak. Herodes se naam, sy eie naam, en is vir hom belangriker as die lewe van Johannes. En so word Johannes doodgemaak. Dit is interessant, 'n paar jaar later, weet nie hoeveel nie, sê die Joodse geskiedskrywer Josefus vir ons dat die Nabateërs het toe oorlog gemaak teen Herodes, juis uit 'n stuk weerwraak vir hoe hulle prinses hanteer is, en Herodes se magte het 'n nederlaag gelei en die Jode van die omtrek het toe dit interpreteer as die Here se straf op Herodes vir die onthoofding van Johannes. Dat hulle gesê het, nee, daar is op 'n manier 'n oordeel uitgespreek en soos ek genoem het later is hulle na Frankryk verban. Maar op die stadium is dit nie van enige troos of so vir Johannes se volgelinge wat moet hoor, nee, hulle meester is doodgemaak, koelbloedig. En al wat hulle kan doen is om nader te kom en miskien vir die paleisamptenare te vra, kan ons asseblief sy liggaam kry en dit gaan begrawe. So kort note aan die einde, maar vat die hartseer van die stuk saam. Johannes, so leer die evangeliste ons, was die een wat voor Jesus gekom het en vir hom die weg voorberei het. En so interessant genoeg word Johannes eintlik in hierdie verhaal ook die voorbereider van Jesus se weg die dood in. Want dit gaan elke keer oor 'n man, twee mans, Jesus en Johannes, of Johannes en Jesus, wat elkeen onskuldig voor 'n leier gaan staan. En elkeen onskuldig deur 'n leier wat toegegee het aan druk van die omgewing doodgemaak is. 'n Leier wat elke keer ingegee het, al was die persoon voor hulle regverdig. Daar's nog parallelle tussen hierdie verhaal van Jesus of tussen hierdie verhaal en Jesus se dood. En so sê die uitleggers word hierdie verhaal eintlik al 'n vroeë heenwyser na wat met Jesus sal gebeur. Die donker skaduwee van die dood begin oor die Markus Evangelie lê. En dit gebeur deur hierdie Johannes, so 'n moedige profeet wat se verhaal skielik tot 'n einde kom. En dit word dan vir ons elkeen wat dit lees 'n herinnering dat ons diens aan God, getrouheid aan die Here, disippelskap, kan 'n prys kos. Dit is in die algemeen waar,
maar veral ook as ons profetiese roeping begin uitleef, waar ons die wil van God bekend maak. Nog meer as daardie profetiese roeping die magte van hierdie wêreld aanspreek. Want soos iemand sê, leiers en magshebbers en ander strukture is baie gemaklik met godsdiens as dit mense in toom hou en hulle daardeur beheer kan word en gepaai kan word. Maar as daardie godsdiens hulle begin aanpraat en vir hulle sê wat julle nou doen is verkeerd, dan word daardie gelowiges baie vinnig onder druk gesit. Iemand wys juis na die persoon van Alexei Navalny, wat vir president Putin aangevat het en op die ouend in die tronk onder bedenklike omstandighede gesterf het. En as ek reg verstaan, was deel van Navalny se beweegrede juis vanuit sy geloof uit, dat hy as gelowige vir Putin aangevat het. Hooplik word ons, nie so groot prys ooit van ons gevra nie, maar die impak van hierdie realiteit, dat disippelskap 'n prys kan vra, word nog duideliker as ons die verhale om hierdie verhaal in ag neem. Want dit kom net na ons gelees het van die disippels wat uitgestuur is en soveel seën op hulle werk beleef het, soos ons gehoor het in vers 13. Dit het wonderlik gegaan met die disippels se werk op daai stadium. En toe kom Johannes, ook getroue dienskneg van die Here, en sy werk word bloedig kort geknip en lyk nou 'n skynlike mislukking. Dis twee verhale wat as ons dit saam lees duidelik maak dat ons in getrouheid aan die Here kan ons by tye wonderlike vrug op ons arbeid beleef en ander kere gaan dit swaar wees en dit gaan lyk nou 'n skynlike mislukking. So die vraag aan onsself oor suksesvolle disippelskap is nie eerstens hoeveel vrug sien ek altyd nie, maar is ek getrou en aan my roeping en gaan ek moedig voort met wat God van my gevra het. Dit gesê is daar wel ook troos. En soos ek genoem het, hierdie verhaal wys reeds vooruit na Jesus se lyding en sterfte. En Jesus se kruisiging het vir meeste gelyk asof alles nou tot 'n einde kom. Dat daar geen vrug op die arbeid is nie, dat daar niks betekenis is na die moeite nie, dat dit 'n volslae mislukking is. En tog het God sy grootste werk verrig deur daardie kruisiging en ook die opstanding. Dat hierdie oënskynlike mislukking toe die oorwinning word wat op die ou end oorvloedige vrug vir ons elkeen beteken deur die verlossingswerk van Christus. En daarom vind ek 'n stuk troos ook daarin dat al lyk my werk by tye dis na 'n mislukking, al lyk dit wat ek vir die Here doen nou asof dit nie slaag nie, kan God in sy grootheid later jare daarvan vrug laat voortkom. Die oproep vir my en jou in die tussentyd is om getrou te bly in ons diens aan Christus. Of daar nou vrug of vervolging is. Kom ons bid saam. Here, ons lees in Markus van hoe U demone uitdryf en siektes genees en groot dinge doen. En dan word ons in hierdie verhaal herinner dat dit nie net die bose is of die gebrokenheid van die wêreld wat lyding veroorsaak nie, maar boosheid in die mens. Dat mense net so wreed kan wees soos enige bose mag. Gee Here dat ons, soos Johannes, getrou sal bly in die aanpraat van dit wat sleg is. Gee ons die moed om te staan by ons oortuigings. En gee vir ons die troos, Here, dat U ook kan gebruik dit wat ons doen, al lyk dit nie vir ons dadelik asof daar enige betekenis in is nie.
En dankie Here dat tussen dit alles staan U belofte vas dat U altyd by ons is. Dat U wat lyding ken, U wat vervolging ervaar het, U wat teenstand beleef het, dat U reg langs ons kom staan en sê, maar ek is by jou. Mag ons daar 'n diepe rusting vind, Here. Amen. Daar is geleentheid om die Here te dien met ons dankoffers. En terwyl dit gebeur, wil ek tog net die volgende skyfie, as jy dit kan wys, Marina. Dit is moeilik om te sien, maar ek wil tog net die twee goed wat my getref het in al twee skilderye. Aan die linkerkant sien jy die oomblik net voor die gebeure, die Laksman se hande is omhoog met 'n swaard, Johannes kniel met sy hande in gebed, en bo is 'n engel gereed om Johannes te ontvang in die hemel in. Aan die regterkant is nogal hartseer, dit is, of makaber, dit is net na die gebeure, jy sien hoe die persoon, ek dink dis die dogter, Johannes se kop omhoog hou, of die Laksman, want hy het 'n swaard, en Johannes se liggaam is hier onder, in die hoek, as julle die volle prent kan gaan kyk, sal julle sien hoe gruesome het geskets is, maar sy hande is nog steeds toegewou in gebed, en heel bo in die skets, sien jy die hemel, of in die prent sien jy dit lyk asof die hemel oop is. En dit was vir my so mooi van al twee, ons weet natuurlik nie presies hoe dit gebeur het nie, maar hoe al twee kunstenaars, iets wat hy sê met die biddende hande van Johannes, geloof en disippelskap in daai laaste oomblikke en daarna amper, en hoe die hemel ook vir hom oop is. So 'n treffende uitbeelding van die Bybelse teks. Wow, so ons al klaar met die dankoffers. Okay. Ons kan dan, ek nie gedink ek gaan so lank oor die kunstestukke praat nie, maar okay. Kom ons sluit dan af met 'n lied oor disippelskap. Lied 505, ons gaan dit staande saam sing, daarna die seën, en daarna in plaas van die amen, sing ons vonk 144, vrede van God. Kom ons staan. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u wees en bly. Amen.